Welkom by Doxadeo Moed aanlyn. Maak seker om aan te teken op ons YouTube kanaal vir al ons dienste, kampusnuus en gebeure. So baie welkom by Doxadeo Moed aanlyn. Dit is lekker om saam te kuier en ek hoop jy gaan die diens verskriklik saam met ons geniet. Ons gaan so 'n bietjie vandag sak in die woord en ons gaan net kyk hoe lyk gesprekke met God en hoe God met ons wil gesels. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons eers saam aanbid en die Here net die eer gee wat hom toekom. So kom ons gaan saam aanbid. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned, so be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing your word, Lord of all. You are worthy, you are worthy. Singing highest praises, Lord of all. Highest praises, Lord of all. We singing highest praises, Lord of all. Oh, we bring to you highest praises, Lord of all. Oh, you're worthy, God.
unto you the slain and risen King. We lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Here, dankie dat ons U kan aanbid en dankie dat ons ook met ons stemme U kan loof en prys. U is so 'n wonderlike God en Here, dankie dat U met ons is en by ons is en Here, ons wil U eer vandag vir wie U is. Ons is so lief vir U. Word verheerlik in ons lewens, Here. Amen. Die amazing ding is as 'n mens so saam aanbid en jy net die Here beleef, dit is so lekker en God wil met ons praat, hy wil met jou en my engage en aanbidding is deel van dit. Ja, en ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat gaan rondom Conversations with God, waar ons net bietjie met God gaan gesels en toelaat dat hy met ons praat en ons gaan so 'n bietjie in die woord insak, wat sê die Here vir ons ook met daardie gesprek tussen hom en jou en die Here, hoe daai intimiteit kan lyk. Nou ek onthou as kind, my ouma het by ons in die huis gebly en op 'n stadium het ons altyd huisgodsdienst in die aande gehad, wat ons ook saam gebid het en Bybel gelees het. En daai een aand terwyl ons besig om te bid, toe hoor ons net hierdie benoude stemmetjie wat sê, "O, Heretjie tog." En toe ek so kyk, hier langs my is ouma en al wat uitsteek is nie daai twee groot oë, want jy sien wat gebeur het is terwyl ons bid, het daar 'n stoel onder haar pad gegee en al wat sy kon uitkry het is, "Ag Heretjie tog." Nou ja, daar's daardie oomblikke wat 'n mens onthou wanneer 'n mens bid. Maar ook is daar tye wanneer ek in die Here daai intimiteit het wat my lewe verander. Tye wat ek onthou wat God vir my goed gesê het en dit was so amazing geweest wanneer ons net saam kan gaan sit en harte deel, God se hart met my hart en my hart met God se hart binne in daardie. Jy sien, want ons is ook rotine mense. En Jesus kom leer vir ons iets uit sy lewenstyl uit, iets van rotine. Hy het 'n rotine gehad waar hy op die berg gaan bid het, waar hy tyd alleen met God die Vader gaan spandeer het. En hy het gegaan in die woestyn in. Daar was tye gewees wat hy gekonnek het met God die Vader. En dan was daar daardie intimiteite wat so ongelooflik was. En dis die goed wat ek dink God vir ons wil kom leer. En ons gaan 'n bietjie gesels met ons gesprek met God. Hoe wil Jesus hê moet ons daardie gesprekke kan voer? Vir my persoonlik een van die mooiste teksverse is Psalm 5 vers 3 in die Amplified, waar hy sê, "In the morning, O Lord, you will hear my voice." Jy sien, God kom en hy sê vir ons, daar's tye wat ons in 'n rotine is, wanneer ons 'n gesprek met God ingaan. En een van daardie is waar Dawid kom en hy sê, "Vroeg in die môre, Here, sal U my stem hoor." En ek dink God wil hê dat daar tye moet wees wanneer hy jou stem sal hoor. Ten spyte van al die stemme wat op hierdie stadium aan die gang is in ons land en in jou lewe, wil God jou stem bo enige ander stem hoor. Dan gaan hy verder, hy sê, "In the morning I will prepare a prayer and a sacrifice for you." Jy sien, dis 'n keuse wat Dawid gemaak het. Ek sal, Here, laat vroeg in die môre U my stem hoor. U sal al die ander stemme hoor, maar my stem sal altyd verseker daar wees. Hy sê, "For you and watch and wait, for you to speak to my heart." En daar's daai ding van wanneer ons bid en 'n dag ingaan, dan hoor God ons stem en ons het daardie gesprek en dan kom God en hy antwoord sy gesprek met beloftes. En uit dit uit is daar hierdie verhouding waarin ons kan staan, waar die Here wil hê ons moet in 'n leefstyl in wees. Daar's 'n veilige plek. Elkeen van ons moet 'n plekkie waar ons veilig kan wees. Wanneer Jesus op die berg gaan bid het, was hy alleen, want dit was 'n veilige plek tussen hom en God die Vader gewees. Hy kon homself gewees het. Hy kon dinge gesê het wat net hy en God die Vader weet. Hy kon uitdrukking gegee het op sy manier en sy verhouding met God, dat dit so uniek is en niemand was daar om dit te sien of te hoor nie. Dit bring 'n veilige plek. Jy sien ook is dit die feit dat ons baie keer dink ons weet dinge
En nie alles wat ons oor gebed weet, 'n verhouding met God, gesprek, is noodwendig die regte goed nie. En die Here wil ons kom leer om dieper te sak in ons verhouding met God, om meer akkuraat te kan verstaan hoe wil die Here hê moet ons 'n gesprek met hom leer. Jy sien baie keer het ons dinge wat ons aangeleer het en dalk is dit verkeerd. Die feit dat ek die Onse Vader uit my kop ken van kindstyd af, sê nie ek verstaan nie Onse Vader en ek verstaan die hart van God en nie Onse Vader nie. En baie keer moet ons goed afleer en nuwe goed aanleer. En ek dink ons is ook op 'n plek waar God vandag vir ons nuwe goed wil kom leer in ons verhouding met God en in daai gesprek. Soms dink ons dinge is reg, maar eintlik is dit eintlik verkeerde goed. En ek en jy het baie goed aangeleer wat ons dink is reg, maar uit verhouding uit kom ons agter dat dit nie noodwendig so is nie. Baie keer dink ons goed is belangrik wanneer ons met God praat, maar eintlik in God se oë is dit nie nou belangrik nie. En baie keer is daar ander goeders wat vir ons nie belangrik is nie, maar vir God is dit so belangrik. En die Here kom en hy sê vir ons hierdie amazing Matteus 6 waar hy praat van die Onse Vader en hoe die belangrike goed vir God uit dit uit na vore kom en wil die Here ons daar kom leer oor hoe hy graag wil hê ons moet kan bid. Jy sien die groter prentjie is dat die Here kom en hy het vir ons 'n gawe gegee om met hom te kan praat. Die vermoë wat ek en jy het, die kapasiteit wat God in ons ingebou het om in gesprek met God te kan wees en laat ons hart God kan hoor. Dat ons God se stem kan duidelik hoor en kan onderskei, is so 'n gawe wat ons onderskei van ander. En ek dink die Here kom en hy wil vanmôre vir jou sê, maak daai gawe wakker, laat jy sy stem kan hoor. Wees jy opgewonde om te kan hoor hoe praat die Here vandag ook met jou. Miskien het jy groot geword in die kerk soos ek en jy het geleer, maar weet jy wat, daar's goed wat ons van selfsprekend aanvaar en dit is hoe ons moet bid. En ek wil jou vandag kom uitdaag, wil jy nie net die 0 knoppie druk en op 'n plek kom waar jy jouself reset, sodat jy vir jouself kan sê, ek wil vandag nie kom leer oor wat die Here vir ons wil kom sê oor gebed nie. Daarom kom Jesus en hy sê vir ons in Matteus 6, so moet julle dan bid, want God wil ons leer om in 'n verhouding met God te kan staan, waar daar hierdie gesprekvoering is, wat uit ons harte uitkom. Jakobus kom en dan sê hy die volgende, hy sê, want julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. En ek wonder baie keer dat ons mense moedeloos geraak om te bid, want ons ontvang nie goed nie. Dis dalk dat ons verkeerd geleer bid het. Dis dalk dat ons uitgemis het op hierdie sleutel wat God vir ons wil kom gee, rondom gesprekvoering met God, en waar God met ons kom praat. En dan het ons nooit goed ontvang nie, en dan sê ons maar gebed werk nie, gesprek met God werk nie, en die Here wil kom herstel in ons lewens. Matteus 6 vers 5 sê, en wanneer julle bid, moet julle nie soos die geveinsdes wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op hoeke van strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jy sien, daar's 'n regte manier van bid, daar's 'n verkeerde manier, maar daar's ook 'n regte plek waar ek en jy kan bid, waar ons alleen in ons binnekamer gaan en waar ons 'n gesprek met God kan wees, waar dit so opreg is en so eerlik is, en waar ons net onsself kan wees en vir God kan sê wat hier binne in ons hart in die gang is, waar ons nie bewus hoef te wees van ander mense en hulle opinies nie, want dis net ek en God, dis net my en God se opinie wat daar enigstens iets werd is. As Jesus sê daar's 'n plek wat ons moet kan bymekaar kom en kan bid, dan gaan dit nie oor enige plek nie. Ja, dis reg om in jou kar te kan ry en te bid en te sê, Here, ek het nou 'n parkeerplek nodig. Of Here, daai verkeersbeampte moet nie my nou aftrek nie. Dis ook reg om te kan bid om te kan sê, Jesus Here, ek hoop nie ek word nou aangesteek deur hierdie virus nie. En daar's daai klomp gesprekkies wat ons met God hê wat elke dag se lewe aanspreek. Maar daar's baie meer. As gebed net daaroor gaan, is daar 'n sleutel wat ek en jy gemis het. Want Jesus kom en hy sê, maar al hierdie goed weet God die Vader. God die Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So waaroor gaan dit aan die einde van die dag? Daar's 'n hart agter dit wat God wil hê, wat ons moet kommunikeer. Partykeer gebeur dit dat God nie noodwendig ons gebede beantwoord nie. Imagine net dat JD, wat ek hier by my het, lewendig word en ewe skielik is hy hierdie aksieman en hy's gewelddadig en hy tree op en hy begin hier rondspring op die tafel en hy doen allerhande ander snaakse goed. Hoe snaaks sal dit nie wees nie? Ek onthou as kind het ek in my sessie een keer gebid, wat ons gesê het, die Here, u woord sê, as ons bid en glo, sal dinge gebeur. En ek en sy het gebid en geglo en gesê, mag hierdie diertjies en poppies en mannetjies in ons lewens waar word, want Here, ons glo dit. Kan jy dink as God dit waar gemaak het? Wat 'n chaos dit ons heiding sou veroorsaak het? Kan jy dink dat as hierdie masjien eweskielik begin werk het en 'n gat in die mat gegrou het, wat sou my ma gesê het? Dit sou chaos gewees het.
En God in sy wysheid sê partykeer vir ons nee, omdat hy kennis het wat ek en jy nie het nie, omdat hy die toekoms verstaan wat ek en jy nie noodwendig verstaan nie. So ons kan God vertrou ook in daardie, dat hy vir ons sal help om te kan verstaan hoe sy woord in ons lewens wil uitrealiseer. Daar's 'n regte plek om te bid en nie 'n regte plek om te bid nie. En Jesus kom en hy sê, gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou toe. En wanneer jy dan bid, dat dit in die geheim is, wat niemand sien, wat niemand hoor nie, sal God ons in openbaar beloon. Is dit nie miskien hoekom jy beleef dat God nie jou gebed antwoord nie? Dalk het jy nie 'n plek, 'n binnekamer, waar jy die deur toetrek, en waar jy en God hartsgesprekke het nie, waar daar hierdie intieme, eerlike, opregte gesprek met God is nie. Dalk is dit nie hierdie gebabbel van 'n klomp los gebedjies elke dag, en die Here sê, maar ek weet in elk geval, daardie goed alreeds. Dan gaan hy verder en hy sê, ons moet die kamerdeur toemaak. Daar's geraas wat ons in ons lewens intentioneel moet uitsluit. Daar's opinies van ander wat ons intentioneel in ons lewens moet uitsluit, wanneer ons met God gesels oor wie ons is en waarmee God met ons besig is. Jy sien, God wil hê dat sy koninkryk en sy heerskappy in ons lewens moet realiseer, wat gaan beteken dat ons moet ook kan bid, in gesprek met God wees op sy manier. Daar's beloning wat kom. Die Here wil vir ons beloon. Dit wil hy doen wanneer ons in gebed en gesprek met hom is, maar dis 'n privaat gesprek. Dit is nie om die eer van mense te kry nie. Dis nie dat mense vir ons kan sê, maar kyk hoe mooi bid julle nie, maar dis wanneer ek en jy net 'n gesprek met God is en dit 'n baie unieke gesprek is. Hy sê, en jou Vader wat nie verborgene sien, nie wat mense sien nie, wat God sien, dis waar die beloning lê, sal jou in openbaar vergelde. Vader wat sien wat jy doen in die geheim, sal jou in openbaar kan beloon. Ek wil klaarmaak met die volgende gedagtes. Jy sien, beloning is 'n terugbetaling. So God wil ons terugbetaal vir wanneer ons hom vertrou in ons privaat lewe, wanneer ons hart met hom kan deel. Ook wanneer ons op 'n plek kom om te sê, dit gaan nie vir my oor bless my met dit, seën my, gee vir my daai, doen vir my hierdie nie. God het nie nodig om informasie van ons kant af te ontvang nie, want hy weet alles. Wat God wil hê, is 'n intieme gesprek van Vader, dis u seun wat met u praat. Vader, dis nou u dogter wat met u praat. Dink net bietjie, die skepper van hemel en aarde nooi jou in 'n verhouding, in gesprekvoering, waar hy sy hart met jou wil deel, en waar hy jou hart wil kan kom hoor. Sekere goed wat ons nie moet doen nie, waar die Here sê, ons moenie ydelle woorde gebruik nie. So dis nie hoe baie ek praat nie, dis nie hoe my teologiese woorde reg is nie, dis nie of ek my woorde afgerond is nie, dit gaan oor, dis my hart en God se hart wat in gesprek is. Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom bid. Ek wil jou vandag bietjie uitdaag. Wat is dit wat God alreeds weet, wat jy nie nodig het om weer vir hom te sê nie? Maar wat is dit wat in jou hart is, wat jou hemelse Vader so nodig het om van jou te hoor? Wat is dit wat in sy hart is, wat jy so nodig het om te hoor? En daarmee wil ek jou ook vandag kom uitdaag, daar's 'n beloning wat vir jou voorlê. Kry vir jou tyd eenkant, waar jy sê, Here, hierdie tyd is my en u tyd. Ek gaan myself isoleer, om nie die stemme van buite af te hoor, en opinies van ander te hoor nie, maar dis my tyd met u, en laastens, om 'n plek te hê, waar jy 'n binnekamer het. Dit kan miskien jou sitkamer wees, dit kan jou eettafel wees, dit kan buite wees, dit kan dalk jou kantoor wees, dit kan dalk binne in jou motorkar wees. Intieme tyd met die Here, 'n plek wat ek weet, ek en God het 'n afspraak, waar ons harte kan deel, en jou lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie, want God wil jou beloon, wanneer jy dit wat jy doen, op so 'n manier doen, laat dit net God se opinie en sy goedkeuring alleen wegdra. En daarom wil ek vir jou bid. Here, dankie dat u ons seën. Dankie dat u ons geleer het om te bid. Here, sodat ons gebed vrug kan afdra. Here, wat sê, ons kan in 'n verhouding met u staan, en u sal ons beloon, wat ons doen agter geslote deure. Word verheerlik in ons Here. Lewens Here. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel is, ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons al ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En dan wil ek ook sê dankie vir julle voortdurende ondersteuning en finansiële bydraes.
Jy sien, die vraag is, as ons nou klaar is na die 16de April met lockdown, dan wil ons nog steeds voortgaan om te investeer in die koninkryk by ons skolewerkers, by Hope Emmers met ons Hope Fonds, by dit wat ons doen, ook by Life Center om ons mense ook deur hierdie emosionele tyd te kan vat. Dankie dat jy bydra, dankie dat jy investeer in die koninkryk. Ons is besig om 'n stad te impakteer en 'n stad te transformeer en jou finansies maak dit moontlik. Baie dankie en die Here sal jou seën vir dit wat jy doen. Dankie Here. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. And I raise a hallelujah louder than the unbelief. And I raise a hallelujah. My weapon is a melody. And I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, yeah, yeah. And I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. And I raise a hallelujah in the middle of the mystery. And I raise a hallelujah. To hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Ons wil graag aanhou dien in hierdie gemeenskap en jou bydrae transformeer die stad. Daar is 'n paar maniere van gee by Doxa Deo Moed. EFT, SnapScan, as ook 'n koevertjie met kontant. Ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid om bediening te maak gebeur in hierdie gemeenskap. Kontak ons gerus as jy enige vrae het. So ons wil vra dat jy sal aanhou finansiëel investeer in hierdie gemeente. Doxa Deo Moed aanlyn. Down here I am, no space between us, now I stand in you. I'm found in you, and I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you.
you. Now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, alive in me. Truth. From the start, you made me to be like you, to be like you. And now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, yeah. And as I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name. As I behold the Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, yeah. As I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, alive in me, alive in me, yeah. You're alive in me, oh. Welkom by Doxadeo Moed aanlyn. Maak seker om aan te teken op ons YouTube kanaal vir al ons dienste, kampusnuus en gebeure.